dat ons weet, en dit is die feit dat hy, soos jy op die bord sien, nimmer eindig is. Absoluut. Ek wil hê jy moet 'n prentjie sien volgende. As ons kyk na hierdie 66 boeke wat in die Bybel is, en ja, jy het niks meer as dit nodig nie, hoor. Nie die apokryfe en die kerk steek goed vir mense weg en kyk, ek het al bangmaak stories gehoor hieroor, nee. Oningeligte mense, en ek dink hier's maar 'n bietjie opleiding op dokter gou inkom, nee. Sal ook die mense wees wat sê, ja, maar ons moet nou die boek van Thomas ook lees, en ons moet nou die openbaring van Petrus en die openbaring van, daar's 'n rede hoekom die goed nie in die woord is. Dit is baie eenvoudig ook. As jy daai goed gaan lees, en ek het al van hulle gelees, ek het al baie van hulle gelees, kom jy maar vinnig agter. Die groot probleem, en dit is baie lank geskryf nadat byvoorbeeld die evangelies geskryf is. Nou, wie wil jy nou glo? Wil jy nou ouens glo wat honderde jare daarna iets geskryf het oor iets wat nou kastig weggeraak het en nou weer ontdek is? Of wil jy hoor van mense wat geleef het terwyl Jesus op aarde was? Hulle het hom gesien, hulle het hom gevat. Hulle was daar toe hy die wonderwerke gedoen het. Ek sal eerder iemand wat skryf van dit glo, as iets wat nou ergens hier half tussen die lyne weer verdwyn het en later nou weer ontdek is. Ek weet, ek praat dalk nou so 'n bietjie sarkasties, maar ek dink ons almal wat hier sit is al 'n bietjie gekonfronteer oor die goed, nee. Ek wil nou nie eens gaan verder praat oor vertalings nie, want dit is eintlik so, en jy gaan dit nou vanoggend weer sien. Om die Bybel te vertaal is nie 'n grap. En daar is geen vertaling wat uitstaan en nou die enigste waarheid is. Daar is wel valse vertalings, dit sal ek ook, maar dit is ook vertalings waarvan jy nie eens weet nie, maar daar is mense wat weer af. En ek het dit ook nou met hulle te doen gaan. Maar hierdie woord van hierdie 66 boeke, alles, die Genesis, nee, alles die kant is eindelose, nimmer eindige tyd die kant. Alles van Openbaring af die kant, nimmer eindig. Sal nooit stop. Hier tussen hierdie 66 boeke is my en jou storie ook. Jy sien nou mooi wat ek wys, né? Jy sien hierdie klein stukkie, dis ek en jy, ons belewenis en ervaring met God op aarde. Dit is wat ek en jy maar kan bevat. Die res, die kan nie. Nou limits. Daar het alles al klaar begin. Ons weet nog nie daarvan, ek dink dit gaan een van die ontdekkings wees, wat ons eendag by die Here vir ons gaan wys, né? As ons by hom is. En van hier af, alles die kant, geen limits. So kan jy nou maar sien hoe klein is ons storie hier tussen. Kan jy sien hoe beperk is ons tussen in hierdie. Maar tog, nee, dit is dit wat my verstand heeltemal. Tog het hierdie God wat dit besluit het, wat ek nou net gesê het besluit om bemoeienis te maak met my en met jou. Is dit nie wonderlike nuus? Tog het hy besluit om ons die kroon van sy skepping te maak. Tog het hy besluit om uit hierdie hele wonderlike, daar's nie regtig woorde vir dit. 'n kolletjie van 'n kolletjie van 'n kolletjie die aarde te kies. En daar te begin en te sê, hierdie mense wat Jesus na my deel te skaap, en nie ergens pas ek en jy nie. Dit maak dat as ons dink oor God, as ons begin redeneer oor hom, nie een van ons kan sê, raai ek het dit nou. Niemand kan dit sê. Ek weet daar's mense wat beweer hulle het. Daar's mense wat preek ook, hulle het klaar alles. Dan sê ek altyd, okay. As ek mooi na hulle lewens gaan kyk, sien ek ook nie daar alles.
So uit dit is ons miskien beperk, maar weet jy wat, nou kom hierdie grote God, en hy kom werk met sy Heilige Gees in ons. Nou begin ons ietsie hiervan verstaan, weet jy wat daai ietsie wat ons begin verstaan? Maak ons lewens nie gans anders, wonderbaarlik. En dis dit waarvoor ek en jy kan mik. Dis dit waarvoor ek en jy kan sê, Here, ek wil soveel as moontlik, so wil ek van hierdie goed, wil ek hê, ek wil deel wees van hierdie hele storie. Dan kom die Here en sê, nee, wag so 'n bietjie. Het is nie jou geoorloof om dit te beleef nie, daar's een probleem. En dis sonde. Daar's een probleem, as jy het teen my gekies van die begin af. Ja, maar Here, dit was nie ek, dit was Adam en Eva. Kom, ek sal vir jou so sê, ons doen dit vandag nog, almal doen dit. Dat ons teen God en sy gebod en sy dinge kies. Maar hy verwyd ons nie as gevolg daarvan. En hy sien die dae van onkunde sien hy mis, soos wat Handelinge 17 sê. En dan kom Jesus Christus, en dan begin hy met hierdie hele storie op aarde, met sy disippels, hy begin leer, en hy sterf vir elkeen van ons, sodat ek en jy, nou kan instap. En as die Vader nou na ons kyk hy deur sy seun se bloed, en dan is ons aanvaarbaar, dan doen hy nog ander wonderlike dinge. Dan gun hy dit vir ons, om sy teenwoordigheid te beleef. Al kan ek en jy net 'n stukkie daarvan hanteer. Dink net, God se volle teenwoordigheid, geen siel op aarde sal dit kan oorleef. Maar ek wil soveel as ek kan van dit wil ek hê. Soveel as wat ek kan. Dit wat ek beleef van hom, is so gans anders en wonderlik. Ek het net honger vir meer en meer. Ek het nou die dag vir julle gesê die woordjie 5, die akroniem wat hulle gebruik. 5 staan vir faithful, available, involved, teachable. Dis die akroniem van 5. Wat hou van die H, wat sê hungry. Ek is honger vir dit wat hy my toelaat om te kan beleef hier tussen hierdie bladsy. En hy wil dit graag vir ons gee. Dis hoekom dit nimmer eindigend is. Nimmer eindige liefde wat hy gee. Nou die besef dat die Here altyd byvoorbeeld met ons is wat hy sê hy is, en ons in hom kan, met ander woorde nou ons kan hom nou maar net wees. Dit het ek 'n paar keer al genoem die afgelope paar Sondae, Hy is teenwoordig, hy is hier, hy is met jou, hy is by jou, hy is in jou, hy is vir jou. Nou begin ek dink aan die feit dat hy net eenvoudig is. Weet jy nou, en ek weet dit is miskien en dit is hier waar woorde nie altyd alles kan sê. Ek weet ons kan vat liefde. Jy kan verlief wees. En dan sal iemand vir jou sê, nou maar hoe werk dit? Dan sê jy, ek weet net, dis net hierdie gevoel, dis net hierdie belewenis van omgee en koestering. En dit maak my warm voel. Dit maak dat ek weet net dit, maar dis lekker om op hierdie plek te wees. En selfs dit wat ek nou vir jou gesê het, is so beperk, want dit is baie meer as dit. So nou fokus ons op sy teenwoordigheid. Nou dink net as jy so deur die dorp ry, of as jy daar by jou werk is, en dit gaan gedurig net deur jou gedagte, maar weet jy wat? God is hier. Ek is net hier in sy teenwoordigheid. Met ander woorde, hy is en ek kan net wees in sy teenwoordigheid. Dit is net dit. Dan doen dit iets, in jou gedagtes en in jou hart wat jou daai vrede gee. Dit is dan ook dat jy op 'n plek kom waar jy nie meer bekommerd raak oor goed nie, want jy weet, hy's net my. Ek hoef nie bekommerd te wees. Ek hoef nie angstig. Hy sê vir die profete, hy sê vir die mense, hulle moet nie angstig rondkyk soos die heidene nie. En partykeer maak ons maar so 'n bietjie soos die heidene, Ek weet ons is heidene omdat ons nie Jode is nie, maar heidene was daar bedoel om vir jou te sê, mense buite God, wat nie in 'n verhouding met hom is. Prys die Here,
dat ons in die tussentyd in hierdie sfeer van sy liefde en teenwoordigheid kom. Dit is die absolute grondslag van ons geloof in God. Nie net geloof nie, geloof in God. Geloof in wie hy is. En ek weet hierdie goed wat ek nou sê, het ek vir jou op baie maniere gesê. Maar dit is asof dit in my lewe spesifiek net 'n groter realiteit begin word en ek glo en ek hoop vir jou ook. So dit is nie daai wat God maak en wie hy is en wat my 'n ware mens maak na sy beeld. En dan beleef ons dit in die naam van Jesus en ons beleef dit deur die kragwerking van die Gees. Dat alles net mooi by mekaar kom. En jy net daai diepere honger en dors na sy teenwoordigheid begin soek en beleef. Dit is 'n voortdurende koneksie met hom. Voortdurend. Jy weet, as jy in die oggend opstaan en jy sê, Here, help my vandag om 'n spesiale koneksie met U te beleef. Weet jy, die Here is so gretig om jou dit te laat beleef. Jy sal dit beleef. Want dis waaroor Jesus en die Heilige Gees gaan. Dis hoekom Jesus die prys betaal. Sodat ons hierdie vrede en blydskap met hierdie ewigdurende, nimmer eindigende God kan beleef. Dis die doel daarvan. Dis nie net om jou weg te hou van die hel af. Baie keer die mense net want hulle is bang vir die hel en hulle wil nie hel toe gaan. En dit is baie goed, jy moet bang wees vir die hel en bly weg daar. Dit is die waarheid. Maar fokus op die goed van die Here. Fokus op die goed van die hemel. Fokus, kry jou skatte, kry jou gedagtes en goed altyd daar. En die woord help ons regtig om daarby uit te kom. Elke dag. Selfs vir die intellektuele, ons wat dalk nou net so 'n bietjie meer intellektueel wil dink, is die Bybel die perfekte boek, want ek sal vir jou sê, as jy selfs net intellektueel begin dink, dan kan hierdie boek jou verryk. Ek het so ruklik al gesê, as jy al die koneksies vat wat daar is, in die hele Bybel, die 66 boeke waar goeders na mekaar verwys, woorde en sinne en betekenisse, is daar oor die 65.000 koneksies van Genesis tot Openbaring wat met mekaar korreleer. Geen ander boek kan dit doen nie. En dan kan ons hom net probeer vertaal in 'n taal soos Engels of Afrikaans, wat so beperk is. Jy kan nie eens daarby uitkom. Dit wys jou nie te groot is hy, so ek kan eenvoudig net begin glo en dink soos 'n kind, en dinge begin raak sien vir wat dit werklik is. Hierdie groot God, so daai voortdurende koneksie met hom. Wat ons nie waag om sonder te wees. Nou ek wil jou nou uitdaag. As jy nou môre uit die huis uit gaan werk, wil ek vir jou sê, moenie uitgaan as jy nie eers 'n koneksie beleef nie. Okay, nou weet ek almal gaan laat jy so werk. So met dieselfde asem wil ek sê, maak spesiaal tyd vir dit. En dit is nou nie 'n 5 ure gebed en 'n 3 ure Bybel lees nie. Dit kan in 5 minute gebeur. Ons het ook nie nodig om vir 3 ure te prys en worship om iets te beleef nie. As dit die geval is, dan is jou hart in elk geval nie waar hy moet wees. Net as ek sê, Onse Vader of my Vader wat woon in die hemel, beleef ek alreeds koneksie. Ons, en ja, dit is lekker om hierdie koneksie heerlikheid voortdurend te beleef. En hier kry ons iets van die kragtigste belofte en versekering wat ons het. En die kragtigste belofte en versekering wat ons het, is eenvoudig om te weet, hy is met jou. Sonder op, nimmer eindig. Hy is met jou. En omdat dit so is, kan jy alles.
Omdat dit so is, kan die res, val die res in plek. Ons moet dit net nooit vergeet nie. Die Here sê op 'n stadium vir Moses, okay, vat hierdie ouens, laat julle gaan. Dis my vertaling met groot respek gesê. Wat sê Moses? Here, die Here sê selfs so, moenie so, ek sal 'n engel vir jou gee. 'n Engel om voor te gaan. Wat sê Moses? Nee, wag so net. As u nie gaan nie, gaan ons ook. Moses het iets verstaan van hierdie God met ons. Hy het iets verstaan van dis nimmer eindig. Hy het iets verstaan, there's no limits. Hy het iets something verstaan. Ons lees dit in die Psalms, as God die stad nie bou nie, te vergeefs bou die bouers. As hy die stad nie bewaak nie, is dit absoluut te vergeefs. Hy is die bouer, hy is die een wat beskerm, hy is die een waaroor dit gaan. Hy gee dit vir sy bemindes en hulle slaaf. Sy bemindes. Ek het eendag daai frase in Hebreëus gaan kyk van sy bemindes. Weet jy op hoeveel verskillende maniere kan jy net daai bemindes vertaal? Ons taal is net eenvoudig te arm om vir jou heeltemal daai, dis soos daai om beskryf die liefde wat jy het vir jou kind. Beskryf die liefde wat jy het vir jou vrou. Party ons sal sê, beskryf die liefde vir wat jy het vir jou hond. Daar's mense wat baie lief is vir hom. Of jou kat. Jy kan nie. Daar's nie woorde vir dit. Ek kan selfs vir my vrou sê, ek is verskriklik lief vir hom. Maar dit wat ek voel vir hom, kan ek nie, die woorde, die lippe, dit is te min. So werk dit natuurlik met die dinge van die Here ook, nê. In Johannes Evangelie praat hy van dat hy woning maak in ons. Hy die Vader maak woning in ons en hy openbaar hom aan ons. Net om daar te dink. Dis hoekom ek vir jou sê, vir persoonlik, die volgende slide sê, vir persoonlik alles met hom. Jou hele dag moet 'n persoonlike storie met die Here wees. Daar's nie 'n ding van kerktyd en werktyd nie. Dis saam, altyd. En moenie vir my sê dis nie moontlik nie. Ek was nie altyd in my lewe pastoor nie. Ek het ook op 'n stadium skofte gewerk. Prys die Here, net 'n dagskof, nooit 'n nagskof en al hierdie ander goed wat ouens deesdae werk nie. Maar ek weet hoe voel dit. Ek weet hoe voel dit om in te stap en in 'n posblikkie daar by Eskor en gaan jy in die seksie toe en dit is kyk dis vuil. Jy maak jou draaibank skoon. As jy klaar gewerk het die dag. Daai ding moet droog wees, skoon wees en geolie wees. Jy stap die volgende oggend daarin. As jy daai lap so oor die draaibank se bed trek, dan sy pik swart van die roet en goed wat hierdie nag gesak het op daai plek. Jy ruik sommer die vuil aan. Ek weet hoe voel dit. Ek is nog van die garde wat daarom nog so 'n bietjie kon voete stamp in die army ook. Ek weet hoe voel dit. Ek weet hoe voel dit om te suffer. Weet jy wat? In daai tye was dit van die beste tye wat ek God se teenwoordigheid beleef het in my lewe. Juis in daai tyd. Hoekom? Want ek het alles verpersoonlik met hom. Ek het alles deel gemaak van die feit dat hy absoluut nimmer eindig is. En dit het gekom in my lewe so volgemaak. Ek het nou die dag vir die mense hier vertel hoe ek en my vrou ontmoet het. As jong man het ek op 'n punt gekom waar ek net 'n vrou gesoek het. Man, ek het haar net gesoek. Baie girls gehad, maar dit was nie die vrou nie, dan dit en dan dat en al bid ek, Here, wys my, Here, ek soek 'n vrou, bid ek. Want ek soek 'n vrou, man. En dan sê asof die Here eendag vir my gesê stop dit nou. En hy gee my gedeelte in Genesis wat hy sê. Hy het Eva gebou uit Adam se rib en dan sê hy daar spesifiek, hy sê en hy het vir Eva na Adam toe gebring. En weet jy wat ek dit hoor? Toe los ek hierdie soektog.
En die Here het daar waaragtig vir my gebring. En ek het daar in die kerk, in Belville, waar ek aan bid het sy na my toe gekom, presies soos wat hy gesê het. Maar dit was iets van hierdie let go en let God, wat eenvoudig net alles verander het. Natuurlik die grootste versekering wat ons het, is natuurlik dit wat Jesus self gesê het in daai skrifgedeelte Matteus. Hy's op die bord 28 vers 20 en ons ken hom so goed. Hy sê daar, hy sê leer hulle dat dit is Jesus se groot opdrag heel aan die einde net voordat hy hemel toe is. Leer hulle om alles te gehoorsaam wat ek aan julle opgedra het. So en wie het neergeskryf? Sy disippels het dit neergeskryf. En die disippels wat, of die skrywers van die skrywers was bekend met die disippels en hulle het geskryf. Soos Petrus die invloed in Markus se lewe gehad het, want Markus was nie 'n disipel nie. En hy het geskryf, Lukas ook nie. Maar onder, jy kan maar sê, onder die toesig en leiding van die apostels het hulle geskryf van wat gebeur het, van dit wat Jesus geleer het in sy opdrag, gaan leer hulle dit alles. En hoor wat sê hierdie Jesus dan? Hy sê, ek weet en weet verseker. Luister, en weet verseker. Nou daai woordjie verseker is ook iets wat ons het een woord vir dit. Maar niemand kan regtig sy sekerheid oor 'n saak ook beskryf in woorde nie. Dit is net te groot. Dan sê ek weet verseker, ek is vir altyd by julle. Ek is vir altyd by julle, tot aan die einde van die wêreld geskiedenis. Wat 'n wonderlike belofte. Nou daar's baie ander goed in die Bybel wat ons op sy belofte sal staan vir ons voorspoed en welvaart en vir ons genesing en vir ons al hierdie wonderlike goed. Maar weet jy wat, as dit nie was vir dit nie, was die ander ook nie daar nie. So weet verseker, ek is by julle tot aan die einde. Nou dit is Jesus self wat dit sê, nie 'n engel, 'n profeet of 'n psalm nie. Dis nie een of ander aanhaling ergens nie. Jesus het dit self gesê. Dink daar. Onder sy gesag en opdrag, as jy vers 18 lees, nou dan sê hy, alle gesag is aan my gegee. Hy sê, gaan nou maak disippels van al die nasies. En doop hulle in die naam van Vader en Seun en die Heilige Gees. En dan kom daai gedeelte wat sê die Here. Jy het die dag 'n interessante storieetjie gesien waar iemand praat oor die gedeelte in Markus nie, Handelinge waar mense gedoop word. En dan sê hy daar doop hulle in die naam van die Here. Maar as baie mense wat vandag voel, jy moet nou net een keer onderdompel. Of net in die naam van die Here. Kom ons sê net in die losie onderdompel hoeveel keer nou. Maar kom ons praat van net in die naam van die Here. Dan verduidelik die persoon en sê daar was verskillende dope gewees. Daar was van die rituele goed wat hulle gedoen het in Moses se tyd wat ook 'n doop genoem was. Selfs toe ou Naaman moes gaan was 'n tipe van 'n doop gewees. Daar was verskillende. Johannes se doop is anders as die doop waarmee ons nou gedoop word. Want daai het net eenvoudig gaan as 'n teken van of as 'n bekering van sonde. Ons word nou gedoop omdat ons die ou mens aflê wat sterf en staan die nuwe mens op. En dan praat hy dan van die naam van Jesus. Hy sê eintlik dan doop hulle met Jesus se doop. En wie het dit geskryf? Wie het dit gesê? Petrus het dit gesê. En waar het Petrus iets van die doop gehoor? Toe Jesus dit self gesê het. En wat het hy gesê? Doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. So dit bly nog steeds 'n beter vers om te gebruik. Want Jesus het dit gesê. Nie die apostel of iets na die tyd het eintlik verwys na dit. Dis mind-blowing. En hoe party mense, kerke skeer partykeer oor hierdie goed. En as dit eenvoudig, maar dit was Jesus se woorde. Net soos wat hy gesê het, hy is met jou tot aan die einde, dis sy woorde. En hy gebruik hierdie woord altyd, sonder beperking. Dis nimmer eindig.
Hy sluit die tyd nie toe nie. Hy sê tot aan die einde van die wêreld geskiedenis. Tot aan die einde van alles sal dit so wees. Nou dit is nou hier. Waar ek en jy nou hier is, en ons nou van hier af aan die einde van. Hier gaan die wêreld geskiedenis ophou, maar hier begin nie dit wat nimmer eindig is. Ek weet julle wat nie. Weet julle hoe sien ek uit daarna? Ek sien verskriklik uit na die dag wat ek hierdie lewe verlaat en in die ewigheid ingaan. Dis die beste dag wat sal aanbreek vir Tannie Kree en vir jou. Nee, ons moet nog eers. Maar luister, as ons nou kan gaan, laat ons gaan, man. Ons is eintlik net hier ter wille van die werk wat nog gedoen moet word en ons wil hê soveel as moontlik mense moet saamgaan. Anders kon ons al gegaan het. En dan praat ek sê arrogant, ek is nie. Paulus het dit ook gesê. Hy het ook gesê hy sal sê maar ter wille van hom sal hy maar nog 'n bietjie bly. So ter wille van julle sal ek nog 'n bietjie bly, hoor. Okay. Ons kan dit baie vir mekaar sê, ter wille van jou sal ek maar nog 'n bietjie bly. Hy beloof sy teenwoordigheid vir elke gelowige. En hier is dit nie net vir die disippels, sy disippels nie. Hy het gesê gaan maak disippels. So dit is met ander woorde dit selfs vir dit wat nog gaan kom. Dis die laaste woorde van Jesus in Matteus se evangelie. En dit is die afsluiting van sy bediening. Nou ek dink as dit iemand se laaste woorde is wat hy kon sê voordat hy sterf, nee. Nou weet ons hier Jesus klaar die dood opgestaan. Maar mense laaste woorde voordat jy ergens heen gaan beteken tog iets. Ek sê altyd vir my kleinkinders, as ek daar by hulle ry of as hulle van hier af ry, dan sê ek en hulle weet dit al, sê wat mag julle nooit vergeet? Hulle sal almal al netjies sal vir jou sê dat oupa ons liefhet. As ek daai woorde sê, en ons praat van die magic woord, so as ons vra vir iets en so aan. En dis die volgende woorde wat hulle, as ek sê, wat moet jy sê? Dan sê sy, asseblief my lief, daar's niemand so mooi soos jy. Want dis wat ek vir hulle drie sê. Nee? Daai. Ek dink julle hoor iets van 'n hart wat nie regtig kan beskryf van dit wat regtig is nie. Ek beleef net die heerlikheid van dit. Dis wat nimmer eindig is. Dis wat die Here wil hê. As ons praat van nimmer eindig, ons praat van hy's met ons. Dis die goed wat ons. Dit is daai woorde wat ons onthou, soos wat ons mooi woordjies vir ons geliefdes sê. Dis daai woorde, dis daai goed wat jou moet energie gee en krag gee. En dit het my al krag gegee in moeilike omstandighede in my lewe. Waar ek al gevoel het, hoorie, ek dink die dood is nou amper hier. Ek was al in sulke omstandighede. En dan die laaste ding, dit is die Immanuels belofte van Matteus 1 vers 23. Wat beteken Immanuel? Enigiemand. God met ons. God met ons. In Matteus 1. Jy gaan al hierdie gedeeltes natuurlik kry, vers 23. Is hierdie wonderlike belofte. Die maagd sal swanger word. Sy sal 'n seun geboorte gee. En die mens nou het ek my plek verloor. Okay, dis ook seker nie so erg nie. Hierdie werk moet soos 'n selfoon hê. Raai waar kry ek die boodskap? My naam op my vrou se foon is I love you. Prys die Here. For I love you.
Okay, hier is terug. Hoor wat sê hy? Hierdie is die Immanuels belofte. Immanuel, wat beteken, hierdie naam beteken God is by ons. My baie keer interessant, dat as jy nou gaan kyk hoe die geboorte van Jesus baie keer half, ek kan amper sê, sekondêr gesien word. Dit is net sekondêr. Maar weet jy wat, as jy dit sekondêr sien, dan as iemand vir jou later gaan sê dat daar 'n maagtelike geboorte is nie eintlik, gaan dit ook nie vir jou 'n issue wees nie. En dit is 'n groot issue. As jy net vat wat alles wat alles met Maria gebeur het, wat op daai stadium met Israel gebeur het, en hoe sy swanger geword het, die wonderwerk van die Heilige Gees wat oor haar gekom het, en sy het swanger geword. Die hele storie, as jy net vat van hoe hierdie babietjie Jesus, toe Maria na wie Elisabeth kom, toe word Johannes gedoop met die Heilige Gees. Nou wil ons sê die geboorte van Jesus is nie belangrik nie. Come on! Engele juig! Die groot betekenis daarvan is, God met ons, nimmer eindig met ons. Dis goed soos die wat my so opgewonde maak. Al die tyd waar ons weer beweeg. Daar is ander gedeeltes, ek gaan dit nie vir jou lees nie, anders gaan ek te veel tyd vat. Die volgende gedeelte op die bord is die laaste gedeelte, is Hebreërs 13 vers 5. Hoor wat sê hy? Hy sê, hou julle lewe vry van die honger na geld. Hy sê, laat wat julle het vir julle genoeg wees. Interessant, net die vorige keer praat oor die huwelik, hierdie praat oor geld. Dit lyk asof dit die 7 en 8 gebod is wat op klem gelê word, nee? Dis hoekom in volgorde is. En dan word dit saamgesê, nee, saam met om vir genoeg te wees word saamgesê, onthou dat God die versekering gegee het. Soos op die huwelik, en ek kan maar Hebreërs 13 praat oor omtrent elke aspek van 'n mens se geestelike lewe. En dan kom hy en sê, en onthou dat God die versekering, soos die vorige verseker, dit verseker ek jou nie, gegee. Ek sal jou nie los nie, ek sal jou nie in die steek laat nie. Hoekom nie? Want hy is met ons. As jy vir iemand sê, ek sal jou nie los nie, sal jy nooit in die steek laat. Jy kan staat maak op daai persoon se liefde, se omgee, se nabyheid. Wat baie interessant is van hierdie vers, is dat dit die woordjie nie en nooit nie in Grieks word oor en oor gesê. En as jy gaan kyk na daai woorde, gaan nou vir jou sê, dan sê dit eintlik die naaste wat ek in Afrikaans kan kom aan die betekenis, en dit word op 5 plekke geïmpliseer in hierdie laaste deel van die vers, nee. Wat eintlik sê nooit, of in Engels never. Nou daai woordjies wat gebruik word in die Grieks, is die woordjies o en my. O staan vir nee, my vir glad nie. Dan kry jy weer die o nee en glad nie. Dan kry jy weer die o nee. Dis alles in daai Griekse sinnetjie ingewerk. En die naaste wat ons kan kom is om te sê hy sal ons nooit los nie. Hoekom nie? Want hy's met ons, hy's by ons, hy's in ons, hy's vir ons nie. Hy is God met ons. Dit sal nooit weggevat word. Dit is nimmer eindig. Dit sal altyd so wees. Prys die Here daarvoor, man. Dit dink jy sal nooit, en dis wat jy jou kinders ook moet leer. Daai woordjie, die sterkste vorm van nood in Grieks, kry ons hierso. Met ander woorde, nie geld of goed nie, maar hy self, wat die versekering gee van voorsienigheid, van jou voorsienigheid en jou hele bestaan. Luister, te veel van ons bou ons lewens om geld en goed. Te veel van ons. Te veel van ons se boot word geskit. Die oomblik as daar bietjie minder geld is. Die oomblik as die rekening begin leeg raak, wat gebeur met jou? Jy's mismoedig, jy's so ons doen dit almal. En dan sê hy daar net die versekering.
Ek is jou bron, is altyd met jou. Ek sal jou nooit los nie, ek sal jou nooit begewe nie, ek sal jou nooit verlaat nie. As ek net sien hoe mense hulle skatte op aarde spandeer, net aan hulle self, vir hulle legacies en vir dit wat hulle aanwys. Hou sê eendag vir my, hy het reeds 32 gewere of so iets. Reeds 32. Hy soek nog so 7. Hy wil hom kan wys wat hy maak met sy geld. Nou ek weet dit was net te gaan. Maar ek wil vir jou sê, jy het reeds dit. En jy kan nog op papier wys wat jy maak met jou geld en jou besittings en wat ook al. Die slegte nuus is, dit gaan brand. Opbrand. Gaan niks oorbly nie. Jy gaan nie eens met jou onderklere uit hierdie lewe uit nie. Gaan kaal voor hom wees. Niks saamvat nie. Hoeveel bekommernis het ons nie oor ons geld en ons goed? Dan vergeet ons die God van die goed. Want as jy daar begin en hy jou bron is, het jy ook nie probleem om te gee nie. Jy het nie probleem om weg te gee. Daar's nie meer daai ding van. Nou God is altyd met ons. Hy's by ons. En jy moet hierdie goed saamvat. Dit moet saamkom. Die vroeë kerk het in elk geval alles weggegee wat hulle gehad het. Wonder wat sal gebeur as ons dit vandag moet doen. Ek kan vir een ding sê, daar's mense wat 25 gallon dromme emmers sal vol hê as hulle dit doen. En daarmee sluit ek myself nie uit nie. Dit sal 'n tolorde wees, is dit nie? Maar kom ons sit hierdie goed eenig in die een wat ewig is. Die een wat met ons is, die een wat by ons is, die een wat vir ons is. Hy sê, wees tevrede met ander woorde wat jy het, en onthou, ek sal jou nooit los nie, want ek is altyd met jou. Ek is jou bron, nie die VKB of watter organisasie. Ek is die een, ek is jou source, ek is jou krag. Dit maak 'n groot verskil. Daai gedeelte sê net eintlik, ek sal jou nooit, hier's moontlike vertalings. Ek sal jou ooit, onder geen omstandighede, ooit verlaat en in die steek laat. Dis wat al daai o my wat jy raak lees in daai vers in die Grieks beteken. Hierdie Griekse woord, die o my, is baie sterker as die nooit. Dit is eintlik 'n tipe van 'n supersterk belofte wat gegee word vir ons. Hy sal ons nooit los. Nooit. Die Here sê eintlik, ek sal jou absoluut nooit, op geen manier, onder geen omstandighede, in geen situasie, en nie eers vir 'n oomblik verlaat, of in die steek laat. Wat van daardie vertaling? Dit is maar 'n poging om daai o my te probeer vertaal. En hy volgorde glad nie, soos in die Grieks daar weergegee. Gaan vir jou weer lees, ek sal jou absoluut nooit op geen manier, onder geen omstandighede, in geen situasie, nie eers vir 'n oomblik verlaat, of in die steek laat nie. Dus, dit is onmoontlik, dat ek jou sal los. Hoekom? Want dit is 'n belofte. Wie die belofte gegee? Jesus self. As jy jouself gedurig herinner daaraan, kan ek vir jou sê, jy kan weet, hierdie vorm is die sterkste moontlike belofte dat God nooit wegstap nie. Dit beklemtoon met ander woorde, God se ewige nabyheid, sy trou en verbondsliefde. Wat sê die verbond? Verbond sê ek sal vir hulle 'n God wees, en hulle sal vir my
'n volk wees. Toe kom Jesus en hy bevestig dit. Op die kruis, met sy bloed, uitstorting van die Heilige Gees, en hier sit ons. Jy kan dit weet. Ek wil hê jy moet dit weet, ek wil ook hê jy moet dit weet, veral oor hierdie feestyd wat op pad is. Jy kan maar staat maak op dit, hoor. Jy kan maar staat maak op dit. Ons maak partykeer staat op baie, maar dit kan jy staat maak. Selfs die gedeelte wat ons die afgelope 2 Sondae gebruik het in Filippense 4, as hy sê, wees bly, ek herhaal, wees bly. Dan sê hy, en dan praat hy as gevolg van ons verbondenheid met die Here, of omdat ons aan hom behoort. Hy sê, ek sê weer, wees bly. En dan sê hy, laat almal sien hoe bedagsaam julle lewe. Onthou, die Here kom binnekort, of 'n ander vertaling, hy's met jou. Efesiërs 4 sê, hy is oor ons, deur ons, in ons. Romeine 11:36 sê, ons kan uit hom, deur hom en tot hom lewe. Handelinge 17 vers 28 sê, in him we live and move and have our being. Goeie nuus. En is hierdie belewenis, hierdie nimmer eindig, wat ek kan beleef van sy teenwoordigheid, wat alles net totaal al verander. Net om te dink, ons dra reeds vir Christus. Kolossense 1:27 sê, hy sê die geheim is, Christus is in julle. 2 vers 3 sê, alle geheime en wysheid is in hom. Lukas 17 vers 21 sê, die koninkryk, sy koninkryk is reeds in ons. Nou kom ek, en ek sluit hiermee af, nou kom ek en ek besef, Here dankie. Hierdie is uitgesort, want U is God. Hierdie is uitgesort, want U bly God. En hierdie is uitgesort, want U is. En ek kan eenvoudig net wees. So my gebed vir jou, en ons gaan dit nou bid, is net vir 'n paar oomblikke, net 'n paar oomblikke, te dink aan die feit dat die Here is hier. Kom ons maak ons oop toe. Dink net bietjie, Here, U is hier. Dink bietjie, U is met my. Dink so bietjie, U is in my. Dink so bietjie, U is vir my. Dink so bietjie, ek is vergewe deur die bloed van die lam. Ek het 'n hegte verhouding met U. Here, ons het dit. U gee dit vir ons. Die Immanuels belofte het waar geword. Die Heilige Gees het dit in ons kom insit. Ons kan die koninkryk leef, want U is met ons. Here, ek bid vir my boeties en sissies vandag hier saam met my. En ek wil bid, Here, veral in hierdie tyd waar ons gaan. Here, dat ons absoluut U sal raak sien, omdat ons weet U sien ons raak. Dankie vir dit. Here, U sê in die woord dat die oor deursoek die aarde, om die wat volkome op U gerig gestel. U sien alles, U weet alles, U kan alles. Here, ons kan eenvoudig net wees. Open the eyes of my heart, Lord. I want to see Jesus. I want to see you. Ek bid dit vir elkeen van ons in hierdie plek, Here. Ek bid dit vir die kindertjies hier agter ook. Ek bid dit vir ons mense in hierdie dae, om hierdie nuwe honger te kry, en die realiteit van die Immanuels belofte, dat U met ons is. Here, soveel keer dink ek net aan die feit, dat ek U vertrou, en dat ek weet U is met my. En dan lig U my op. Mag dit so wees vir elkeen van my boeties en sissies vandag hier saam met my. In die naam, by elke naam. Die naam van Jesus Christus alleen. Wil jy nie daar waar jy sit, net so jou oë gesluit het,
Dit help jou maar net aan jou aandag hê. Praat bietjie met hom daaroor. Miskien kan jy nou sê, Here, wys my. Wys my. Miskien kan jy net dink aan die feit dat jy weet, hy is hier, hy is met jou vandag. Hy is nie alleen. Raak net bietjie rustig met daai gedagte. Hy is met